So hier is 5 redes waarom ek dink die ANC gaan binne die volgende 10 tot 15 jaar glad nie meer bestaan nie. So, rede nommer 1, plaaslik en internasionale druk. So, die ANC moet nie net sy vyande Afriforum en die DA elke dag beveg nie, maar moet nou ook sy internasionale vyande, soos die Amerikaanse regering en die res van die westerse wêreld, moet hulle ook nou beveg, want hierdie entiteit is besig om die ANC se rug teen die muur te druk. Die ANC se enigste vriende daar buite is nou maar Hamas en 'n paar van die BRICS-lande. Rede nommer 2, kwynende politieke steun. So die ANC het met groot moeite, het hulle skaars 40% van die steun gekry in die vorige verkiesing. Nou, dit maak nie saak wat se politieke stelsel jy gebruik nie. As jy 'n politieke party is wat die regerende party wil wees, dan gaan 40% dit net nie vir jou doen nie. Veral nie in 'n land soos Suid-Afrika waar jy 'n sterk oppositie het nie, en ook waar jy ook 'n sterk burgerlike samelewing het nie, dan is 40% nie vir jou die ideale uitkoms nie. Rede nommer 3, 'n gebrek aan fondse. So die Amerikaanse regering het 'n rukkie terug het hulle alle steun aan Suid-Afrika weggevat. So USAID, daai debiet order gaan nie meer af na Amerika toe nie. En ja, as jy 'n party is vir net 40% van die steun het, dan kry jy ook nie die meerderheid van die party befondsing nie. Dit is maar ongelukkig hoe die wetgewing in Suid-Afrika werk volgens my kennis. En die ANC se geldbronne is uitgeput. Hulle het SAL leeggesteel, hulle het Eskom leeggesteel, hulle het die SABC leeggesteel. En ja, as jy al jou geldbronne self uitgeput het, sonder dat jy enkele sent bygedra het met produksie of produktiwiteit of enige soets, ja, dan gaan die geld maar opraak. En ons almal weet, die ANC is 'n geweldige geldmasjien. Hy het biljoene rande nodig om sy leiers en sy ministers se dierkarre, vliegtuie, huise en partytjies elke maand te betaal. So ja, gebrek aan fondse is verseker een van die redes hoekom ek voel die ANC binnekort heeltemal van die kaart af gaan verdwyn. Rede nommer 4, plaaslik en internasionale beeld. So plaaslik is die ANC in elke liewe koerant, op elke liewe spotprent. So as jy 'n regerende party is, veral Cyril Ramaphosa as die leier van die party en jy is die hofnar, dan is jou plaaslike beeld nie baie goed nie. Selfs ANC ondersteuners, die wat nou vir die ANC voorheen gestem het en die wat nou in die laaste regering, in die laaste verkiesing vir hulle gestem het, is ook baie sterk gekant teen die ANC. So die ANC het nie regtig meer 'n plaaslike steun of enige plaaslike goeie beeld of so nie. Dan praat ons nie eens van die internasionale kringe nie. Amerika is besig om 40 ANC, MK en EFF lede te vervolg onder die Magnitsky-wetgewing, so hulle gaan basies gesanksie word. Ons sal uit die aard van die saak later aan meer daaroor leer, maar dit gaan maak dat hulle byvoorbeeld nie in Amerika kan besigheid doen nie, hulle kan nie Amerika besoek nie, en hulle is basies finansiëel gesanksie. So ja, dit gaan nie baie goed met die ANC as dit kom by hierdie tipe goeders nie. En ja, die ANC is maar besig om pak slaag te kry in die howe, en hulle paar vennote wat in Suid-Afrika gehad het ook besig om hulle rug teen hulle te draai. Dan nommer 5, gebrek aan plaaslik en internasionale vennote. So die voormalige organisasies wat plaaslik wat altyd die ANC 'n bietjie gerugsteun het, soos byvoorbeeld COSATU en die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, bestaan omtrent nie meer nie. Ek het bitter lanklaas van die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party gehoor. Ja, hulle gaan nog daar wees, hulle gaan nog lawaai maak en alles, maar ongelukkig kan ons nie meer hulle lawaai hoor nie. COSATU is al lankal nie meer 'n faktor nie. Ek het bitter lanklaas self iets van COSATU gesien of gehoor of so, en natuurlik is baie van hulle lede ook opgeneem in kleiner vakbonde, byvoorbeeld soos AMKU. So ja, daai 3-party alliansie
bestaan glad nie meer. Dit was die enigste rigsteen plaaslik wat die ANC nog op kon fokus. En ja, Amerika is glad nie meer in dieselfde kamp as Suid-Afrika nie. Ons het vroeër gesê dat alle steun deur Amerikaners onttrek is aan Suid-Afrika. Die ANC-leiers word onder die Magnitsky-wet gesanksie en vervolg. En ja, nou moet die ANC gaan vennote soek in vorm van Hamas, in vorm van Rusland, in die vorm van Indië of Brasilië. En ja, hierdie organisasies en lande het maar self bietjie probleme op eie bodem, so hulle gaan nie die ANC uitbuil elke dag. En ons weet die enigste manier hoe die ANC kan voortbestaan is as hulle gedurig uitgebuil word. So ja, dit is die 5 redes wat hoekom ek dink en glo die ANC gaan heeltemal van die kaart af verdwyn in die volgende 10 tot 15 jaar. Maar daarna is die stryd nog steeds nie gewonne nie. Die skade wat die ANC aan die land aangerig het die laaste 30 jaar gaan nie in die volgende 30 jaar opgelos word nie. Ons sal moet kyk na 'n hele nuwe politieke sisteem. En ja, omdat die ANC nou soos 'n gewonde buffel is, gaan hy nou op sy heel gevaarlikste wees. Dit is waarom ons plaaslik en internasionaal die swaar kalibers moet uitbring om die ANC terug te dryf in die bosse. So ja, laat my weet, wat dink jy, wat se rol die ANC nog gaan speel oor 15 jaar van nou af. En ja, gaan gee die video asseblief 'n like, 'n share en klik op daai subscribe knoppie dat jy enige nuus en opdaterings en ook my volgende video's kan kry. Baie dankie.